Soos ek weer vir u verduidelik, die Heilige Gees is die asem van die liggaam. As die liggaam nie asem het nie, hy kan hoe mooi wees, hy kan hoe sterk wees, hy kan hoe geleerd wees, sonder asem is hy dood. En al was dit hoe goed, gaan dit ergens verbygaan, as daar nie 'n gees is, wat dit lewendig hou nie. Amen. En ons moet vandag ook baie mooi onderskei natuurlik, tussen talent en salwing. Ons moet baie mooi en fyn onderskei tussen talent en salwing. Talent vermaak, salwing rus toe en bekragtig. Amen. Kom ons gaan aan. Ons het gister gedeel met u oor die Heilige Gees. Ek wil net so vinnige oorsig gee. Die derde persoon in die Godheid, wat ons bietjie gepraat het oor sy identiteit en sy titels, en duidelik verduidelik het, dit is nie maar net 'n gees nie, dit is die Heilige Gees, is die Gees van God, wat in sy eie hoedanigheid as 'n persoon staan met sy identiteit en al sy werkings rondom dit, en ons het toe die embleme hanteer van die Heilige Gees, en vanaand gaan ek oor na die bediening van die Heilige Gees toe. Vanaand gaan ons bietjie oor na die bediening van die Heilige Gees, die Heilige Gees se betrokkenheid gaan ons hanteer in die skepping, in die Bybel, rakende die duiwel selfs, en dan ook sy betrokkenheid rondom Jesus se lewe. En dan gaan ons die Heilige Gees se rol van sondaars, Heilige Gees in die rol van die kerk, en Heilige Gees se rol in gelowiges se lewe gou hanteer, en dan is ons amper klaar met dit, en dan môre aand gaan ons oorgaan na die doping van die Heilige Gees toe, wat ek spesifiek dit gaan hanteer van Handelinge 1 vers 8. So, ek moet vir julle sê, elke aand het 'n afdeling, en as jy een mis, kan jy nog steeds die ander kom, dit sal vir jou iets beteken. Maar as jy op die einde van die dag al saam sit, gaan jy taamlike goeie kennis rondom die Heilige Gees hê. En ek wil vir julle nooi dat wanneer ek klaar is jy welkom om my vrae te vra, en ek sal die antwoord na die beste van my vermoë. En dit wat ek nie dadelik kan antwoord nie, sê ek nou toe terugkom so gou moontlik met 'n goeie antwoord. Amen. Nou kom ons begin vanaand met Johannes 14 vers 26, bediening van die Heilige Gees. Maar die trooster met die hoofletter, is een van sy name, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Weereens in hierdie vers, baie duidelik, is al drie duidelik te voorskyn. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle beveel het. Daar's geen onduidelikheid oor die drie eenheid. Laat dit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is nie. Amen. Die Heilige Gees se betrokkenheid by skepping, kom ons gaan so 'n bietjie terug, dan kyk ons dat hy by skepping reeds teenwoordig was. As ons kyk na Genesis 1 vers 2, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God met die hoofletter, die Gees van God, daar is hy, die Gees van God, het gesweef op die waters. Ons lees so baie goed, maar ons let nie daarop dat sekere goed belangrik is nie, want dis nie sommer Gees met 'n klein letter nie, is Gees van God met 'n hoofletter, wat beteken, dis die soete Heilige Gees, wat van die begin af reeds daar was. Sê amen. Dieselfde as jy gaan lees in die Ou Testament oor die engel van God, en die plekke waar hy praat van engel met 'n hoofletter is anders as engel met 'n klein letter, want die engele met klein letters is gewone engele. Maar die engel verskoon met 'n hoofletter is die Seun van God. Dis Jesus Christus. Nou dit is vir my geweldig mooi as ek kyk na hierdie gedeelte. Amen. Psalm 104 vers 30 sê, U stuur U Gees uit. Hulle word geskape en U maak die gelaat van die aarde nuut. So die Heilige Gees was deel van die skepingskrag van God van die begin af. En dit is vir my baie mooi dat ons dit verstaan. Natuurlik is die Heilige Gees betrokke rondom die skrif, rondom die woord van God wat ons ook dan nou hier gaan uithaal, met aspekte rondom die openbaring daarvan, die inspirasie daarvan en insig daarvan. Die openbaring daarvan lees 2 Petrus
1 vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Ons lees so baie oor die profeet het gespreek, deur die Heilige Gees. As jy nie deur die Gees van God spreek nie, dan spreek jy jou eie woorde. Maar jy moet deur die Gees van God spreek, sodat die Gees van God dit kan bekragtig en dit kan onderstreep. Die inspirasie daarvan 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. 2 Timoteus 3:17 sê mooi, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. So dis die inspirasie wat u en my toerus vir wat ons moet doen. Amen. En dan die insig daarvan, Johannes 14:26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy gaan vir ons daai insig gee wat Christus gegee het, sodat ons sal weet, en dis waar hy ook betrokke was met die woord. Die Heilige Gees het selfs 'n bedieningsrol rakende die duiwel gespeel, glo dit of nie. Die Heilige Gees staan die duiwel se werk te. Ek wil vir u sê, die Heilige Gees is wat die anti-kris stop om geopenbaar te word. Die woord sê, tot die teenhouer weggeneem word, kan hy nie geopenbaar word nie. En die teenhouer is die geesvervulde kinders van God, wat deur die krag van die Heilige Gees bid en funksioneer. Want dan kan die vyand nie werk soos hy wil nie, want hy word net, eintlik kan die duiwel net doen dit wat ons hom toelaat. Hy sê vir ons so mooi, ek gaan dit in Engels vir u probeer lees, Isaiah 59:19, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Die Gees van God is ons krag, dis ons sterkte, dis ons banier, dit is ons getuienis, dis ons oorwinning, sê amen. Die Heilige Gees sal vir 'n kort tydjie onttrek word, waarin die vyand dan sal regeer, as ons gaan kyk na eindtyd gebeurtenisse. 2 Tessalonisense 2 vers 7 sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. Vers 8 sê hy, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Jy is welkom om daai gedeelte te lees tot en met vers 14, en hierdie gedeelte word baie aangehaal om vir ons te verduidelik van wanneer die Heilige Gees onttrek, wanneer die anti-kris geopenbaar gaan word, en dit het dan nou deel, en jy kan dit nou maar verder gaan hoor by ons wat lief is om daaroor te praat, rondom die verdrukking. Ouens stry so baie oor sulke goed, oor is dit nou is dit mid of is dit post-tribulation, hoe, wat, waar, wanneer, wie en hoe gaan dit werk? Ek wil vir jou een ding sê, weet jy wat is wel belangrik? Ek het ook my opinie. Ek gaan nie my opinie vir jou nou gee nie, want die Here lei dit nie op my hart nie. Maar ek gaan vir jou een ding sê, is jy gereed? Is jy gereed? Amen. So daar gaan die Heilige Gees ook natuurlik 'n belangrike rol speel. Die Heilige Gees se betrokkenheid rondom Jesus se lewe, gaan ons sien, as jy gaan lees Matteus 1 vers 18, is Maria swanger bevind uit die Heilige Gees. Sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Ja, daar's teoloë wat nou wil probeer beweer, maar dis ook maar natuurlik die duiwelse trawante wat probeer beweer, dat dit kan nie wees nie, Josef moes die pa wees, hy moet 'n fisiese pa wees. Nou vir hulle moet hulle als moet kan sin maak. Jy ken nog nie my God nie. Jy ken nog nie my God nie. Kry 'n ontmoeting met hom, en jy ophou wonder, en jy weet. Matteus 1:19, Josef was 'n man, omdat hy regverdig was, wou hy van skei, gaan ons vers 20 toe, maar die Gees van die Here sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want wat in haar is deur die Heilige Gees. Wat hy sê einde van Matteus 1 vers 20, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Amen. Wow, besef jy eintlik hoe bevoorreg was Maria
om uitgekies te geword het, om Jesus te kon dra. Dis so spesiaal, maar het jy ooit gedink, eintlik hoe vernederend was dit vir Jesus? As God, wat die woord sê, dit geen roof ag om gelyk te stel aan God die Vader nie, wat in die heerlikheid van God was heeltyd, om te sê, ek sal dit opgee, om deur 'n sondige mens gebore te word, in 'n sondige wêreld, onder die vloek van die wet, sodat ek die vloek kan word, om die vloek oor hulle te breek. Hy het jou die moeite werd geag. Sê vir een langs jou, hy het jou die moeite werd geag. Ek wil hê jy moet dit weet vanaand, jy moet weet hoe kosbaar is jy vir die Here. You are to die for. As hy vir jou gesterf het, as hy so jou lief gehad het toe jy 'n sondaar was, dat hy vir jou gesterf het, hoe twyfel jy vanaand dat hy die geskenk van die Heilige Gees vir jou ook sou gee? Jy kan mos nie twyfel nie. Dis joune. Dis joune, jy mag dit neem. Jesus was gesalf deur die Gees, Matteus 3 vers 16. En Lukas 4 vers 18. Jesus was gelei deur die Gees, Matteus 4 vers 1. Mense, ekskuus, ek gaan 'n bietjie vinnig hierdeur, ek gaan nou nie al daai verse lees nie. Hy was bekragtig deur die Gees, Matteus 12 vers 28. Maar as ek deur die Gees van God die duiwel uitdryf, die Gees van God is wat die bekragtiging gee, om die vyand se werke baas te raak. Hy was gevul deur die Gees, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei. Ja, so van die Jordaan af, was hy vol van die Heilige Gees. Glory to God. Hy was opgewek in die Gees. Wat sê 1 Petrus 3 vers 18? Want Christus het ook eenmaal vir ons sondes gelei. Hy, die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Gaan kyk weer met die hoofletter, is baie belangrik. Lewend gemaak deur die Gees. Waar is daai enetjie hierso? Hulle mis my, hulle is nou nie daar saam met my op daai selfteen nie. Hy's lewend gemaak deur die Gees. En dis 1 Petrus 3 vers 18. Opwekking in die Gees. Waar is julle? Dit lyk of julle my so 'n bietjie vooruit is. Julle girls daar agter? Hulle kyk nie vir my nie. Ek neem aan hulle mis my nou. OK, en dan gee hy opdrag deur die Gees. Handelinge 1 vers 2. Tot op die dag wat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Die opdragte wat God gee is deur die Heilige Gees. Dis hoekom jy moet my nou mooi hoor vanaand. Jy moet my mooi hoor, want anders gaan jy my dalk nou verkeerd hoor. Jy moet mooi hoor. Dis hoekom ek 'n wesentlike probleem het. As ek weet van kerke wat ek self al beleef het, waar daar geen salwing is nie, maar die profete wil profeteer. Die Gees van God is nie teenwoordig nie, maar die profeet wil sê, so sê die Here, deur wat se Gees spreek hy? Want die Gees van God moet vaardig raak. Die woord van die Here praat van 'n corporate anointing, 'n koöperatiewe salwing wat die plek kom vul wanneer ons by mekaar kom en saamstem oor 'n saak. Kom die heerlikheid van God, hy word geopenbaar en die Gees word in die profeet opgewek en hy sê, so sê die Here. Amen. En die salwing bevestig dit. Amen. Dis uiters belangrik vir ons. Amen. Die 5de gedeelte, die Heilige Gees se rol in die lewe van sondaars. Is julle nou saam met my? Daar is ons op dieselfde bladsy. Amen. Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. Dis vir jou voordelig as ek weggaan, want as ek nie gegaan het nie, sy trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van ongeregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie,
En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Jy moet nou baie mooi hierdie skrif ook verstaan, as ons hom ontleed, sal jy agterkom dat die oomblik wat jy glo in Jesus, moet jy nou nie 'n skrifgedeelte soos hierdie vat en jouself gaan bejammer in 'n hoek, Here, want ek is vol sonde en dit nie, want dan beteken dit jy het nog nie Jesus aangeneem nie. 'n Probleem wat ek het deur die jare in die kerk is dat mense alle skrif op hulle tot betrekking wil maak. Jy kan nie. Jy kan nie al die skrifte wat in die Bybel is van toepassing maak op jou lewe nie. Jy kan nie. Want daar's gebeurtenisse wat verander het, wat nie dieselfde is nie, nooit weer so sal wees nie. Dit help nie ons stryd daaroor nie. Dis dieselfde, ek gee nou vandag vir jou hierso in die motorbedryf 'n manual oor die ossewa en hoe hulle daai wiele moes vasdraai en toe later hulle moes hom getok het teen hierdie krag en jy wil nou 'n nuwe karre op dieselfde wyse gaan toepas. Dit het evolve. Dit het verander. In die woord het dit ook evolve en verander. Nadat Christus gekom het, maar kan ek vir die waarheid sê, nie na Christus gekom het nie, nadat Christus gegaan het daar 'n radikale verandering plaasgevind in die Christendom in die wêreld. Want van onreinheid het ons rein geword deur sy bloed. Van sondaars het ons kunskap gekry. Van werke het ons gegaan na genade toe. Amen. En dis wat so wow is. Daarso moes hulle die wet opsê, soos ek hier vertel het die ouens daar in Israel, hulle heeltyd lees hulle hom en hulle sê hom oor en oor en oor die Torah. Ek dank die Here, ek het nie nodig om op my arm vas te maak of op my kop nie. En ek hoef hom nie van buite af op te sê dat my ore het moet hoor nie. Hy's nou hier binne en hy praat in my hart. Halleluja, nou sit die Gees van God wat van binne af buitentoe werk. Vroeger het hy van buite af binne toe probeer werk. Nou werk hy van buite af binne toe, nou werk hy van binne af buite toe. Amen, dis mos nou reg om, nee. Klink sommer goed, amen. Julle is so opgewonde, julle maak my opgewonde. Die Heilige Gees se rol in die kerk. Hy het 'n paar werkings in die kerk wat ek vir jou gaan noem. Die eerste een is, hy vorm die kerk. Jy kan dit gaan lees in Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Hy inspireer ons aanbidding, dis uiters belangrik. Filippense 3 vers 3. Ek moet hierdie net vir julle aanhaal. In die Engelse Bybel sê, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Ja, is dit nie mooi nie? Hy gee leiding aan sy diensknegte. Handelinge 8 vers 29, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly daar, by daardie wa. Hy gee opdragte, hy gee leiding. Baie belangrik hierdie een, kerk van God word wakker, oor Suid-Afrika en oor die wêreld, hoor hierdie skrif, Handelinge 20 vers 28. Hy kies sy diensknegte. Gee dan ag op julleself en die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Die woord van die Here sê, God stel aan en God stel af. Ons is in 'n stelsel vandag, wat enig ou kom en sê, pastoor, ek wil graag 'n pastoor word, kan ek inskryf? Hy skryf in, hy doen sy diploma, hy kry goeie punte. Hulle sê, "Wow, Boeta, laat jy gaan. Jy was deur die Bybelskool, ons gaan jou so 'n bietjie gebruik, ons orden jou. Daar's vir jou gemeente, jy kan by put sonder water begin." Weet jy hoeveel sataniste is tans pastore in die kerk? Weet julle hoeveel erkende sataniste is op rade in kerke? Omdat die Gees van God nie meer aanstel nie. Want broer, as jou 10de mooi lyk, kry jy so 'n bietjie ryvoorrang. Ek wil vanaand vir jou sê, mag God ons help, laat geld nie effek sal hê, as ons ooit iemand moet aan of afstel nie, maar laat die Heilige Gees sal bepaal, wie word aangestel.
Want die woord van die Here sê, God stel aan en God stel af. Hy is die een wat die harte ken, hy is die proewer van die niere, hy is die een wat weet wie daar moet wees. En weet jy wat? Hy het gesê, Jacques, jy gaan van my werk. Daai tyd kyk my pastoor my so, hy sê, nee, ek weet nie mooi hiervan nie. Ek sê, oom hoef nie te weet nie, God hoef te weet. Hy vat die hele maand om te bid daaroor. Ek dink, hy man was naderhand maar gevas en gebid om 'n nee te kry, en toe kry hy ja. Sy lip hang skoon op die grond, hy sê vir my, ek verstaan dit nie, maar die Here het gesê ja. Ek sê, oom hoef nie te verstaan nie, ek is reeds besig. Want God gebruik ou soos ek, wat 'n helverdiende sondaar is, wat besef die genade van die Here is genoeg. God gebruik ou soos ek, wat sê, Here, hier is ek. Nie in my goedheid nie, nie in my geleerdheid nie. Wat ek is genade en wat ek het is geleerd. Maar Here, ek het U lief met alles wat in my is. Ek wil vir jou sê, hulle wat deur mense verag word, word deur God geag. Hulle wat deur mense verwerp word deur God gekies en op hoër platforms geplaas. Hoor dit vanaand. Jy het baie keer gehoor, jy is nie goed genoeg nie. God sê vanaand vir jou deur my diens, jy is goed genoeg. Ek het jou gekies. Hy salf sy diensknegte, 1 Korinte 2 vers 4, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar 'n betoning van gees en krag. Daar's baie plekke, ons wat onsself se lees en selfs Samson wat ons gister aangehaal het. Ek meen die gees van God het oor hom vaardig geraak, sodat hy gedoen het wat hy wil. Dawid het gespeel sodat die gees van God kon help, dat die bose gees wyk van Saul af. Amen. Hy salf die kerk met krag en met vuur. Jy kan gaan lees Handelinge 2 vers 1 tot 4. En die krag van die Heilige Gees het oor hulle gekom soos die tonge wat verdeel is en hulle is aangedoen met krag. Ek wil nou vir u sê, as ons kyk na hierdie punte, dat hy die kerk vorm, hy inspireer die aanbidding, hy gee leiding aan sy diensknegte om te predik, hy kies die regte diensknegte en mense wat moet betrokke raak, hy salf sy diensknegte wat die werk moet doen, en dan bekragtig hy die kerk met vuur. Sê jy nou vir my, hoe gaan jy dan kerk hou sonder die salwing? In al die fasette van kerkbou is die Heilige Gees nodig. En daarom moet ons die Heilige Gees vashou met alles wat ons het. Die Heilige Gees se rol in die gelowige se lewe. Hy oortuig ons van sondes en ongeregtighede, Johannes 16 vers 8. Hy lei ons na heiligmaking, 2 Tessalonisense 2 vers 13. Die heiligmaking, so belangrik, ook 'n ding wat nie genoem word mee in 'n kerk nie. Dan doop hy ons, of hy vul ons in. Ons word gedoop of gevul deur die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 4. Hy versterk ons, Efesiërs 3 vers 16. Hy tree vir ons in, Romeine 8 vers 26, dis 'n baie belangrike een. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hoeveel keer weet jy nie wat om te bid nie? Jy voel naderhand, my woorde is op. Soos airtime, hy het klaar geraak. Weet jy wat? Lê net voor die Here en begin sommer sing. As jy nou regtig so swak sing dat jy self dit nie kan hanteer nie. Neerie dan maar net iets. Nee. Okay. En dan verder, vir u wat kan, as ek vir jou goeie raad kan gee. As jy so bid en jy weet nie wat om te doen nie, begin net in jou taal bid. Want dan is jou verstand onvrugbaar, maar jou gees is in gemeenskap met God. Die woord sê, dan bid ek verborgenhede. Dis die plek waar konings met konings ontmoet. Halleluja. Amen. Waar was ek nou laaste gewees? Okay, wat hy vir ons intree. Okay, hy lei ons, Romeine 8 vers 14. Hy openbaar die waarheid. Hy openbaar die waarheid aan ons, 1 Korinte 2 vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Ek het gister met u gepraat hoe belangrik is dat die Heilige Gees vir ons dinge moet openbaar.
En hoe meer ons die Gees van God het, gaan mense ons nie 'n rad voor oor daai nie. Want kom ek sê nou gou vir u een ding. Ek moet net gou daar by daai punt gou net stil staan. Baie mense, is vir my baie belangrik hier by die Gees van God, goed aan ons openbaar. Die woord van Here sê in Johannes ook, in 1, 2, 3 Johannes sê, julle het die Heilige Gees en julle weet alles. Dit sê nie, ek weet hoe om 'n vliegtuig te vlieg, en ek is nou skielik die beste plammer, en ek is ingenieur, en ek weet alles. Ek het sulke domme ons gekry, wat vir my sê, nee, jy hoef my niks te leer nie, woord sê, ek die Heilige Gees, ek ken alles. Dan vra ek my 'n paar vrae, dan weet nie wat dit is nie. Ek val sommer weg, en sê ek vir hom, wat is Pythagoras se stelling? Ek sê, so jy weet nie alles, en jy het nie Heilige Gees nie. Kyk my nou aan. Ek sê, want is omdat jy dwaas goed sê, wat ek jou 'n dwaas antwoord gee. Kom ek help jou gou mooi. Wat die Gees daarvan praat, en wat hy daar bedoel, is wanneer ek in die Gees van God wandel, en hy binne my, en hy deur my, sal hy my rigting gee, hy sal vir my lig op die onderwerp sit, en hy sal vir my duidelik maak wat God se wil is. En in die hoedanigheid wat ek beweeg, sal hy my waarsku teen goed wat verkeerd is, en hy sal vir my wys goed wat reg is. Hy sal vir my sê, gaan links of gaan regs, stop of gaan vorentoe. Dis wat hy vir my sê. Ok, kom ons gaan terug, en ook daai gedeelte natuurlik handel oor die openbaarmaking van die Antichrist. So dit gaan oor sodat ek kan weet, hierdie is tekens van die tyd, die Here waarsku vir my, hy praat in my hart, ek weet, dis die Antichrist wat besig om so geopenbaar te word. Want weet jy wat gebeur? En dit is 'n belangrike ding. Die duiwel kom baie subtiel in ons lewens in. En dan voel ons, ag nee, dit kan nie wees nie, dis te mooi. Ag, dit kan nie wees nie. Ag nee man. Hoe kan 'n oulike ou Pokémon mannetjie nou iets lelik wees? Kyk die oulike dingetjie in pyjamas. Jy weet, dis een van die sterkste goed wat 'n bose mag op kinders gebring het, en wat uitgemanifesteer het by honderde na duisende jonges toe, maar ouers is nog steeds te stadig om te besef, hulle laat hulle kinders met die duiwel speel. Daar's 'n reeks wat op Netflix en van hierdie sosiale media goeters is, en ja, moet nou maar nie vir jou vrou kyk nie, of vrou moenie vir jou man kyk nie, met die naam van Lucifer. Die mooiste aantreklikste man, en die girls like om te kyk, want dit is nogal 'n frik mooi ou, en die storie lyk glad nie bad nie, maar hy het die naam nie vir jou gesê, dis reeds verkeerd nie. Selfs soos die ouens wat gehou het van hulle rockmusiek, dan sing hulle Highway to Hell, en wil jy nog steeds vir my vra, is dit verkeerd? Ons moet dalk bietjie by heaven uitkom. Skus mense, partykeer is dit net blaatant openlik, en jy's net eintlik, jy's te naïef, of nie naïef nie, kan ek eintlik vir jou sê, wat is jy? Jy's te stupid om dit te wil sien. Daar's niemand so dom soos die ou wat hom dom hou nie. Daar's niemand so blind soos die ou wat hom blind hou nie. En die moeilikheid van die saak is, die duiwel kom nie in, en hier kom hierdie gedrog aan, en hy kom hier met 'n vurk en sê, ek wat julle almal help, want dan gaan niemand vir hom val nie. Hy kom in hierdie aantreklike man, wat alles gaan oor me, myself en I. Ek is 'n God in myself, en ek laat almal goed voel, en so, sy Casanova wat tussen al die girls, en dis hierdie kindertyd sprokies wat die vrouens gelees het in die love story boekies. Is daai ou wat die Satan is. Want hy het die vrug van die Satan in hom. Maar ons sien dit nie, omdat ons nie die Heilige Gees het nie. Ek maak huisgenoot oop en, ag maar hierdie sterreteken sê, nee, ek is 'n leeu, dit gaan met my gebeur. Weet jy wat maak 'n leeu? Gaan kyk in die wildtuin man. Vir my vertel ek is 'n leeu nie. Al leeu wat ek is, ek's glad nie 'n leeu in rugby nie, ek's 'n leeu in die wildtuin, ek hou van 'n leeu, dis al. Ek is 'n blou bil. Maar buiten dat ek 'n blou bil is, ek ondersteun hulle net. Ek is 'n bloedgewaste kind van God. En weet jy wat die oomblik as ek oopmaak, ek sien ouens lees die sterre, dan sê ek, wie is die vader van die sterre? Wie is die een wat hierdie goed sê? Dit is hulle wat besig is met witchcraft.
ag nee, ag dis net onskuldig, man, ag ons lees net bietjie. Luister, ons vroeër jare, daar was dit op Jacaranda, dink ek nogal, van alle radiostasies, toe ek nog in Pretoria gebly het, dis nou baie jare terug ook al, was daar 'n radio medium of Michaela of so iets. Dan sit hierdie medium wat op die radio praat, en dan vertel sy, nou bel Piet in. Hallo Piet. Ja, die gees sê vir my, hou gaan bietjie. Hou net bietjie. Jou ouma, jy het 'n ouma gehad, nee. Nee, ek is gebore sonder 'n ouma. Ek het 'n ouma. En my ouma het vir my, jou ouma sê ek moet vir jou boodskap gee. Daai koeksestertjies waarvan jy so baie gehou het. OK, en dan vertel sy nou allerhande goed. En duisende luisteraars luister hoe die gees van waar sê besig is om uit te manifesteer. Die woord van die Here sê dat wanneer ek stil bly oor iets wat verkeerd is, raak ek skuldig aan dit wat verkeerd is. Die woord van die Here praat met Godsman, hy sê, omdat jy jou kinders nie getig het, nadat jy geweet het hy doen verkeerd nie, kom hulle sonde op jou. Ek vra vandag vir jy, hy wat staan vir niks, val vir alles. En hy wat val vir alles, staan duidelik vir niks. Ek vra jy vanaand, as daar tyd is wat ons die Heilige Gees nodig het, is dit nou. Maar kan ek vir iets nou by sê? Daar's nou 'n paar wat lekker amen gesê het, maar nou gaan ek vir iets sê wat een nou laat gaan eina dalk sê. Na alles, na al hierdie goed en al die duiweltjies en al die goedjies, is ek godsbewus en nie duiwelsbewus nie. Nou moet jy my hoor, hoekom sê ek dit? Hier's die waar. Party ouens duiwel voor hom af met al hulle duiweltjies en die ander spring aan die ander kant af want hy soek die duiwel in alles. Bly op die waar. Ek is besig om te wandel met Jesus, want hy lei my voete reg op die stilste van die weg. Dis heerlik om te wandel met die Here. Maar wanneer die goed my pad kruis, lei die Heilige Gees my om te sê, nee, kom ons los, kom ons gaan aan. Ek gaan nie nou hierin en ek maak dit nou my besigheid vir die volgende 2 jaar nie, wat vat my fokus af van die pad wat God wil hê ek moet loop. As mense wat te wil betrokke raak in okulte, kom ek sê vir jou, bly weg by dit, raak betrokke in die woord van God, is die belangrikste ding. En ek kan jou ander ding sê, daar's baie bangmaak stories in die okulte. Maar ek wil vir jou sê, ek het van die ergste goed beleef, dink ek wat jy kan beleef, het ons beleef. Maar in hulle alles was God almagtig. In hulle alles het God getriomfeer. In hulle alles het God gewys, hy's by verre die sterkste. Hy's nie eens in kompetisie met die duiwel nie. Die duiwel is nie vir hom kompetisie nie. Ons het baie keer die idee dat die duiwel en God fight hier teenoor mekaar. Nee, jy veg nog met dit. God het reeds oorwin. Ek wil hê jy moet hier goed verstaan. Maar volk van God, ons het die Heilige Gees nodig. Ons het die salwing nodig om vir ons te openbaar, die salwing moet ons leer, die salwing moet ons lei, dan het ons lankal nie al die snaakse goed gedoen nie. Want as jy nou die salwing gehad het, het jy nie gewonder of jy dit of dat is nie. As jy die salwing gehad het, het jy gewonder of jy 'n kykie of 'n hondjie is nie. As jy die salwing gehad het, het jy sommer geweet, God het hulle gemaak, Adam en Eva, en dis klaar. OK, kom ons stop sommer daar. Hy gee vryheid, Romeine 8 vers 2, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Amen, kom ons gee hom eer. Amen. Die Gees van die Here het my vrygemaak van die vloek, van die wet en van die sonde en van die dood. Daarom hou ek my nie meer daarmee op nie. Ek hou my nie meer daarmee op nie. Kom ons dien die Here en demonstreer God se krag en almag. Hy demonstreer God se krag en sy almag. 1 Korinte 2 vers 4 en 5. Waar Paulus baie mooi sê, my rede en prediking was nie oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar 'n betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Jo, dis mooi, nee. Ek dink is tyd dat ons terugkom na die salwing toe. Is tyd dat ons terugkom na die salwing toe. Ek sê vir iemand, toe ek so 5-6 jaar terug my eerste doktoraal klaar gemaak het,
Wonder jy ook, Here, ek het daarom nou 'n ander leek bereik. Ek wonder ek sal nou maar my studiemateriaal 'n bietjie naby hou en ek sal hogere taal spreek, ek sal in diepte gaan en vir die ouens verduidelik rondom die kerkgeskiedenis en ek sal 'n bietjie groot gaan dat hulle dan nou kan hoor ek is geleerd. Ek sê my God, dis nie wie ek is nie. Ek is die man wat saam met jou 'n rasjien gaan eet op die sypaadjie in die straat. Ek is die ou wat met die eenvoudige ou wil kan deel in die kerk, maar tog die slimme ook kan prikkel deur die Heilige Gees. Weet jy wat, dit help nie, ek kom met geleerdheid na vore en daar's nie 'n salwing nie. Maar ek dank die Here dat ou dan so bietjie kan leer hier en daar, dat jy nie sulke dwaase goed kwytraak soos ander ouens nie. Want ek dink as die kerk se mense meer geleerd is, gaan hulle ophou nonsens praat. Kan kwaad wees vir my, daar's baie prekers wat nonsens praat. Daai sy halfuur wat hy 'n week kans kry om nonsens te praat. En daar's 'n paar wat so dom is om te luister. Ek sê vandag vir jou, as jy sit en na my moet luister, en die Gees van God bevestig nie in jou wat ek sê nie, vra ek jou, ek smeek jou vanaand, omdat ek regtig lief is vir jou. Loop so vinnig as wat jy kan weg by hierdie kerk, en gaan soek vir jou 'n kerk waar die Gees van God werk. Die dag as ons hier by mekaar kom vir entertainment, en die Gees van die Here maak nie meer verskil, en bring groei in jou lewe nie, dan mis die kerk sy doel. En al hoe die kerk sy bestaansreg gaan uitleef, is deur te leef deur die krag van die Heilige Gees. Want wat is die hoofrol, die hoofdoel en die hoofwerking van die Heilige Gees waarmee ons nou vanaand begin het? Die bediening van die Heilige Gees, hy gee gawes en vrug. Hy gee gawes en vrug. En ons kan die twee nie losmaak van mekaar nie. Wat sal dit my baat? Ek het die gawe, maar ek het nie die vrug nie. Amen. Ek het nodig om deur die vrug wat ek lewe, die gawes te beoefen. In wysheid, in liefde, en al daai gawes werk saam, dat as jy die vrug van die Gees kombineer, dan kom Christus na vore. En ek sluit vanaand met hierdie gedeelte. Môre aand gaan ons oor na doop van die Heilige Gees toe. Maar ek wil vanaand vir jou sê, ek wil hê jy moet my mooi hoor, as daar ooit 'n belangrike saak is, ons het nou hanteer waar hy betrokke was, by die skepping, in die woord, in Jesus se lewe, in die vyand se lewe, in die kerk en als. Maar vanaand wil ek by jou los. Hoe betrokke is die Heilige Gees in jou lewe? Hoe betrokke is die Heilige Gees in jou besluite? Hoe betrokke is die Heilige Gees in jou alledaagse lewe, en jou besigheid, en goed wat jy sê en doen? Ek luister vanmôre 'n praatjie, en ek wil dit graag vir julle noem, want ek het baie sulke getuienisse gehoor, van 'n vrou, 'n ex-satanis wat sê hoe sy kinders en goed gaan besoek in die nag, om hulle bang te maak, vrees in te boesem, en hoe sy alles doen om hulle te manipuleer, en sy sê hoeveel keer hulle kom by kinders van die Here, waar die ouers die bloed van Jesus pleit oor hulle kinders. Sy sê daar's 'n bloedlaag om daai kind. Ons kan nie oor daai bloed kom nie. Ons kan nie by die kind uitkom nie. En daar waar die kinders geleer is om self te bid, sy sê ons kan nie. Ek hardloop terug want dit vernietig ons. Dit verteer hulle. Dit vat haar kragte weg net om te doen te kry met 'n kind van God. Glory to God. Ek wil vir jou sê, it's a joy unspeakable and full of glory. Dis die krag van God geopenbaar. En wanneer jy deur die salwing, deur die Heilige Gees se leiding, jou kinders kan leer, vir jou kinders kan bid, en jou kinders kan van kleins af leer, om geestelike oorlogsvoering te doen, sal die vyand nie naby hulle kom nie. Wanneer jy Jesus in elk geval voluit in jou lewe neem, en jy nooi die Heilige Gees, want hoe neem jy Jesus in? Deur die Heilige Gees. En hy begin binne jou leef. Wil ek nou vir jou sê, moet jy ophou bang wees, dat jy jou pa of jou oupa of iemand se nonsens dra. Jy dra niks nie, jy dra dan die DNA van Jesus Christus. Die moeilikheid hoekom mense daai goed dra van die vorige geslagte, en enigste skrif het is Eksodus 20 vers 4 en 5, is omdat dit mense is wat nog nie Jesus aangeneem het nie. As jy Jesus aanneem, is daar geen skrif wat sê ek sit met 'n bloedlyn vloek op my nie. Geen.
Jesaja spreek, hy sê, in die dae, en hy verwys wanneer die Messias kom. Hy sê, sal die vaders nie meer groen druiwe eet en die kinders se tande stom word nie, maar hy wat dit eet, se tande sal stom word. In die Ou Testament het die koning fout gemaak, die volk het gelei. In die Nuwe Testament staan ek voor God. Dit maak nie saak wat doen die res nie. Ek het 'n verhouding met God en God kyk na my. Dit maak nie saak by jou besigheid, by jou werk waar jy is of die ander Here dien nie. As jy hom dien, sal God vir jou goed wees. Hoor vandag wat ek jou sê, as jy die Here dien, sal God vir jou goed wees. Ek het dit gesien by menigste werkplekke waar ek gewerk het. Dit is mense wat geensins God of gebod geken het nie, maar God het ons geseën want sy diensknegt was daar. Ek wil vanaand vir jou sê, God het jou uitgekies. God het jou uitgekies. En die seën van die Here is oor jou. Maar gee die Heilige Gees plek om in jou te werk, om deur jou te werk. Mag die Here u seën, mag die Here u salf. Ek sluit vanaand die boodskap af vir al die live mense. Share asseblief die boodskap in Jesus naam. Amen.